Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM stereo. En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat hier by ons ingeskakel is op Aksie met Reaksie. Ek is Dion. En ek is Karen. En ons het 'n spesiale gas hier vandag saam met ons in die ateljee met wie ons 'n hoof topic mee gaan hê. Ons gaan dit nie met hom bespreek nie, want hy praat 'n taal wat min mense verstaan. Sy naam is Tommy, ons gemmerkat. Miskien kan julle sy pirtjies hoor hier in die agtergrond. En hy sal miskien vir ons elke nou en dan 'n miau deurgee. Maar ons gaan bietjie gesels oor katte vandag. Hoe ons weet dat ons katte vir ons lief is, want 'n kat is 'n eienaardige dingetjie. Hulle sê mos, all cats have Asperger's. Nou, Asperger's is higher functioning autism. So, ek het altyd gesê, die katte, ons 15 katte in die huis, altyd, op die plaas, pas baie mooi aan in ons huis, in ons huishouding, ten opsigte van dit. Elkeen het sy eie persoonlikheid, en, hulle geaardheid is verskillend, en jy weet, mense het vir my gesê, hoe onthou jy almal se name? Toe vra ek, hoe onthou jy jou kinders se name? Dis so eenvoudig soos dit. Ja, 'n kat is baie interessant. Ek moet nog eens by sê, ek stem saam met jou daarmee, Karen. Elke kat is uniek. Elke kat het 'n eie unieke persoonlikheid. Ek meen, ons vat hierdie spesiale gas van ons in die ateljee. Hy is rarig, as jy al ooit gewonder het, of as jy al ooit die film gekyk het, Garfield. Nou, Tommy is presies dieselfde. Hy's 'n gemmerkat, lekker groot, hy's 'n lasagna kat. Van sy kossies, hierdie kat is eerste as en slaap. Ja, hy hou baie van sy kossies. Daar's spesiale dinge aan katte, ons het net 'n paar dingetjies met julle bespreek vandag, van hoe jy weet of jou kat vir jou lief is, en dan wil ons ook bespreek, hoe weet jy as jou kat siek is, en dan wat ook om te doen, as jou kat nou ouer is, en dalk besig is om dood te gaan. Dis nou nie lekker topic nie, ek raak sommer hartseer as ek daaraan dink. Maar daar is so baie dinge ten opsigte van katte, spesiale dinge, hulle is koninklike wesens. Almal sê altyd, if cats rule the world, hulle dink almal is daar om hulle diensknegte te wees. Ag, maar ek stem nogal nie saam daarmee nie. My ma het altyd gesê, sy het nie baie van katte gehou nie, maar sy het gesê, sy hou van my katte, want hulle is mooi gemanier. Jy kan hulle leer, jy kan jou katte leer, en 'n kat is 'n baie slim dier, 'n baie slim dier. Jy kan vir hulle leer om soet te wees. My katte spring nie op die tafels en eet uit die borde uit en krap jou meubels stikkend en maak gemors in die huis nie. Glad nie. Hulle is eintlik plaaskatte. Hulle het op die plaas groot geword, gebore en groot geword, so hulle sal binnekom as hulle bang voel of koud kry of dis te warm buite of wat ook al, dan sal hulle binnekom lê. Maar anderste is hulle buite en hulle geniet die lewe as 'n kat buitekant. So ja, jy kan jou kat baie mooi leer. Jy kan ook verskeie metodes gebruik om jou kat gewoon te maak aan jou en aan aanraking, want baie katte hou mos nou nie daarvan om aan hulle magies gevat te word, of aan hulle gesigte, of hulle neuse, of hulle ore nie. Sensitief. Maar dit hang maar af. Jy moet maar kyk, moenie jou kat irriteer ook nie. Moenie jou diere irriteer nie. Net soos jy nie geïrriteer wil word nie, sekere dinge hou jy nie van nie, moet dit nie aan jou diere hou. Ja, ons rising star het dit al gewys, dat as hy geïrriteerd voel, dan hardloop hy weg of hy gaan lê in 'n mandjie, wat nie 'n kussing het nie. So, ja, ons het 'n staalmandjie nogal. Ons het dit al gesien, so dan kyk 'n mens net snaaks aan, maar ja, dit is... Dan weet jy het nou iets gedoen wat jy nie moes doen nie, of iets gesê wat jy nie moet doen nie. Hulle is baie sensitiewe diere. Hulle voel alles aan. Gaan net so 'n vinnige agtergrondjie gee ten opsigte van katte, wat hulle op die internet, as jy dit naslaan, gaan jy dit kry, wat hulle sê, katte absorbeer negatiewe energie, en hulle purr is helend, kan bene gesond maak, het verlaag jou bloeddruk. Ek sê weer, die ding wat die dokters vir my sê, my naam is kan nie dood,
en al die goedjies wat ek al oorleef het, is as gevolg van my katte. Al daai 15 katte het 'n bydrae gelewe tot my wat nog hier so lewendig sit vandag, want hulle het regtig waar vir my gehelp. So, mens kan lank praat hieroor, maar kom ons spring in en ons kry ons goedjies agter mekaar ten opsigte van, hoekom, of hoe weet jy dat jou kat lief is vir jou? Yes. Nou hier is van die tekens. Nommer 1, 'n stadige oogknippie. Nou as jy al gesien het, as jy so stadig beweeg, jy begin jou oë stadig sak, jy squint dit, en jy maak dit weer oop. Dan weet jy, dit is as 'n kat jou so kyk, dan sê hy vir jou, hy is lief vir jou. Daar sy. Ja, en dan hy knie jou, né? Partykeer is dit minder aangenaam, want die naaltjies kom uit op die sensitiewe plekke, op jou maag, op jou bobeen, maak nie saak nie, daai katte knie vir jou baie lekker, hulle voel veilig by jou. En dan kopstamp. Ja. En dit blyk dat wanneer jou kat haar kop teen joune vryf, sy jou merk met haar reuk en jou as deel van haar familie opeis. As dit 'n kat is wat jy nie ken nie, kan jy kontak begin maak deur 'n vinger op 'n neusvlak na hom uit te steek, al is hy ver weg. As hy jou vertrou, sal hy jou hand met sy wang vryf. Ja, en dan natuurlik, wie het nog nie 'n geskenk van hulle kat gekry nie, 'n dooie muis, 'n reuse mot, 'n akedus, wat ook al, of 'n spinnekop, of dalk 'n slang, dit Ja, ook. 'n lekker ding wat hier voor jou neergegee word, ek sê gegooi word, die neergesit word. Ja, hulle gee graag geskenke. Katte het hulle sterk jagterkatte wat alles van speelgoed en goggas tot muise en paddas vang. So hulle deel dikwels hulle skat met mense vir wie hulle die liefste is. Hulle sien vir jou as hulle provider, so hulle wil jou eintlik leer hoe om te jag as hulle sien, wat is fout met jou? Ek kry nie my kos nou op die tyd wat ek dit wil hê nie. Ons het almal al hierdie oulike katvideo's gesien, waar daai kat so plonk, 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 dis nou my kostyd, sla daai bakkie, ek het nou kos nodig. So dan bring hulle vir jou 'n bietjie geskenkies om vir julle te leer hoe om te jag. Dit is wat hulle doen. En dan, sommige kere draai hulle dat hulle maag na bo wys, as hulle per 'n rug lê en hulle pootjies wys na jou toe, dan weet 'n mens. Hulle vertrou jou. Hulle vertrou jou, hulle is lief vir jou. Want dis hulle mees vulnerabelste Yes. spot daai, ja. En dan natuurlik stert op. Dit is wat ek altyd gedoen het. My katte het by my gelê en dan het ek vir hulle gesê as ek nou moet gaan slaap, want ek sal nooit geslaap kry nie, ek slaap baie lig. Ek sou nooit geslaap gekry het met hulle in my kamer nie, 15 katte. Ek het 'n groot king size bed gehad en die 15 katte, dan krap die een, dan lek daai een, dan mou daai een, dan draai daai een. So hulle het nie by my geslaap as ek slaap in die aand nie, maar hulle het by my gelê tot ek nou gaan slaap. Dan sal ek sê, kom katte. En dan het hulle soos een man opgestaan, behalwe hierdie Tommy. Hy was partykeer bietjie lui, ek moes hom so aftrek en vir hom sê, kom nou, jy moet nou gaan slaap. Dan het hulle gaan slaap, maar die volgende oggend as ek my deur oopmaak, dan's almal in en almal se stertjies is op. Hulle draai na jou toe en hulle druk hulle stertjies regop en dit beteken hulle groet vir jou. So, dan vat, en die trek nou nie die stert nie, vat net nie, vryf saggies die stertjie net om daai groet te erken. Yes. En 'n miau. Nou sekere katte of katte mel om te kommunikeer met die mens of mense wat hulle ken. Ja, wat nie naby hulle regtig is. net met hulle self. Ja, nie met hulle ander self katte nie. Ja. Nou ons sê alvol 'n bietjie meer nou speel oor wat 'n mel is en dan gaan dit meer vir julle ook verduidelik. Ja, katte gaan 'n bietjie vir ons sing. Yes. En dan Hulle bly naby jou. Jou kat wil in jou skoot lê, wil graag op jou sit, naby jou wees. So dis 'n teken van hulle toegeneentheid. Party katte volg selfs hulle eienaars in die huis rond. Nie net vir kos nie, maar net omdat hulle daarvan hou om naby jou te wees. tja, dit is 'n paar lekker wenke van hoe jy kan sien 'n kat lief is vir jou. Ek dink daar is 'n paar wenke wat jy nog vir ons kan Ja, net so noem. 3 kietsfeite. Die huiskat is die enigste kat wat hul stert vertikaal kan hou terwyl hulle loop. Katte miau nie vir ander katte nie. Die miau is net om met mense te kommunikeer, behalwe as hulle veg. Ja. Ek het al 'n goeie paar katte geskreeu gehoor. Die reukkliere tussen die kat se oë en ore word gebruik om mense en ander katte te merk. Reukkliere aan die mond en onder die ken word gebruik om nie lewende voorwerpe te merk. So daar's net so 'n paar nice to know van 'n kat. Ja, lekker feite.
Ja, ek dink ons gaan gou vir julle lekker invat en katmusiek in en 'n paar meows. So ons is nou weer terug by julle. So bly ingeskakel hier by ons. Eden FM, jou stem in die paradijs. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7. Why cats meow at you? Among the various sounds that cats make like purring and hissing, a meow typically indicates that a cat wants something from you, such as food or attention or access to rooms. Interestingly, cats do not use meows to communicate with each other. Instead, meowing is specifically reserved for interactions with humans. It is a sound that kittens use to communicate with their mothers for milk, grooming, and other needs, and occasionally with their litter mates. They learn that meowing can help them get what they want. However, as cats grow older and are no longer kittens, they don't meow when communicating with other cats anymore, as they hunt and get want the need on their own as predators, except when interacting with humans. 爱的回线有期待，天会晴，阳光在手指间。Eden FM, jou stem in die paradijs. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vra. Tommy, sê gou hallo. Nee, hy lê in slaap. So nou wil ons so 'n bietjie gesels ten opsigte van hoe ons weet as ons katte siek is. Ja. Enige katras kan soms siek word. As eienaar is jy verantwoordelik om jou kat te help en om jou beste te doen sodat jou kat na volle gesondheid kan terugkeer indien moontlik. Ja. Tweedens, 'n jaarlikse of 2-jaarlikse besoek aan die veearts is nodig sodat jou kat deur 'n professionele persoon ondersoek kan word. Uiteindelik moet jy altyd op die uitkyk wees vir enige simptome van siekte in die kat om dit spoedig as moontlik te help. Nou bestudeer jou kat se algehele voorkoms. Hou 'n oog op jou troeteldier om enige toename in slaap of gebrek aan aptyt op te spoor. Wanneer 'n kat siek is, toon dit dikwels 'n algemene toestand van depressie. Jy sal ook sien dat jou kat meer as gewoonlik slaap. 'n Skielike tekort aan eetlus is 'n duidelike teken dat jou kat nie goed voel nie. In hierdie omstandighede moet die kat baie water drink. As jou kat ook weier om te drink, gaan dadelik na die veearts omdat hierdie twee tekens albei sleg is. Wanneer 'n kat vergiftig is, dit sal nie eers probeer om te eet of te drink nie, aangesien dit geweldige pyn in die maag voel. Ja, vergiftiging is 'n baie slegte ding daai en jy moet baie vinnig reageer. En dis nie normaalweg altyd net iemand wat iets gee om 'n dier te vergiftig nie. Dis baie goeders wat hier reg rondom ons lê op die grond. Ja. En siektetoestande wat dit ook kan veroorsaak dat hulle Absoluut. toksies raak. Nou, het jou kat koors? As jou kat koors het, sal dit gewoonlik 'n droë en warm neus hê en die pels sal sy glans verloor. Gebruik 'n termometer en neem anaal die temperatuur. Doen dit baie vinnig en noukeurig aangesien die katte geneig is om nie van hierdie proses te hou nie. Wie doen? Wie doen? En hulle kan begin woel en byt en dan kan jy hulle seermaak. Die temperatuur moet tussen 37.5 en 39 grade Celsius wees. As dit 39 plus tot 102 oorskry, dan weet jy jou kat het koors. En jy moet dit dan na die veearts neem. Dis waarskynlik 'n infeksie. Nou ondersoek die urine en ontlasting. Hou 'n oog op die frekwensie. Dat jou kat urineer is belangrik omdat dit 'n soort nier of blaasprobleem kan hê. Nog 'n belangrike faktor is as jou kat urineer buite sy bak, aangesien dit 'n bietjie ongewone gedrag is. As dit gebeur, beteken dit gewoonlik dat dit moeilik is om te urineer en jy sal dit baie duidelik kan sien. Dit kan 'n teken wees van nierprobleme en dan moet jy direk na die veearts toe gaan. As jy vermoed dat jou kat nie goed voel nie, moet jy die stoelgang ondersoek om te bepaal of dit normaal is of as daar iets ongewoon is. As jy vind dat dit diarree is of kolle van bloed, gaan onmiddellik na die veearts toe. Maak seker of jou kat verswak het, wees waaksaam. As meer as 2 dae verbygaan sonder 'n darmbeweging, gaan na die veearts, aangesien dit 'n darmobstruksie kan wees. Ja, ek wil net
bylas ten opsigte van 'n nierprobleem. Katte gaan baie vinnig en baie pynlik dood aan 'n nierprobleem. As daar nie genoeg skoon water is, dan moet skoon water wees vir die kat om te drink. 'n Kat is 'n baie finietjie ding en 'n baie skoon ding. Daar moet skoon water wees. Moenie dink hy gaan net daar in die poele of saam met die hond of wat ook al drink nie. Hulle moet skoon water hê en hulle moet altyd access hê tot skoon water. En dan as korthaar tabby katte is nogal meer geneig tot nierstene en sulke tipe van dingetjies. So dan moet jy kyk na 'n spesiale dieet vir hulle. Hulle moet hulle nat kossies kry. Ek weet meeste mense gee net droë kos, maar hulle moet hulle nat kossies kry en soos ek sê, altyd genoeg water beskikbaar vir hulle om te drink. Nou, is jou kat naar? As jy kan sien dat jou kat mislik is, moenie paniekerig raak nie. Katte reinig gereeld hul ingewande en hulle gooi soms op om van hairballs byvoorbeeld ontslae te raak. As jou kat 'n paar dae binne 'n dag of 2 baie opgooi, moet jy dadelik na die veearts toe gaan, aangesien dit vergiftig kan wees of 'n infeksie in die darmkanaal kan hê. Dit kan selfs 'n nierprobleem wees. Hulle kan egter soms op 'n leë maag probeer opgooi. Dit is waar niks uitkom nie. Dit is kommerwekkend, omdat dit dalk 'n maag of esofageale obstruksie kan wees. Jy moet na die veearts toe gaan. 1. As jou kat baie hard hardloop, vertel hy jou hy voel nie goed nie en hy wil kommunikeer dat hy hulp benodig. Kat kan ook baie vokaal wees as hy ly of pyn het, maar dit is meer tipies van vokale rasse soos Siamese katte. Ja, ek het so lekker rescue Siamese katjie gehad. Daai kat het my mal gemaak. Mal. Nou, hoe kyk jy? Nou, wanneer dit gebeur, voel jou kat se lyf saggies om te soek na enige swelling, klonte of wonde. Neem die temperatuur en gaan na die veearts sodat hulle jou kat verder kan ondersoek. Kyk of sy asem normaal is. As jou kat 'n onwelriekende asem het, kan dit 'n nier of 'n tandprobleem hê. Die veearts moet dit kontroleer. Dis ook 'n slegte teken as hy asem soos vrugte ruik. Dit mag dan wees dat jou kat aan diabetes ly. Die veearts sal dit behandel en 'n geskikte dieet aanbeveel. Nou, drink jou kat te veel water of nie, genoeg nie. As jou kat oormatig water drink, neem dit na die veearts. Dit kan 'n teken wees van diabetes, niersiekte of 'n ander ernstige siekte. As jou kat skielik sy eetlus verloor, hou dit dop. Moenie toelaat dat dit meer as 2 dae sonder kos gaan nie. Neem dit aan die veearts, aangesien dit 'n verskeidenheid van afwykings kan wees. Krap jou kat homself te veel. As jou kat hom uitermate krap, is dit 'n duidelike teken van parasiete. Vlooie is die algemeenste, maar daar is ook baie ander eksterne parasiete soos bosluise en myte. Voorkoming is beter as genesing. Die kat moet ten alle tye beskerm word teen parasiete. Ek persoonlik hou van die natuurlike metodes. As jy nie parasiete uitskakel nie, sal jou huis heeltemal vol vlooie wees. Vlooie hou ook van menslike bloed, so jy moet vinnig optree. Ten opsigte van die vlooie, as hy vlooie het, en jy raak net ontslaaf van die eksterne vlooie, dis 'n vicious circle, want hy het klaar eiertjies gelê, so dis intern, so jy moet hom intern behandel, teen parasiete en ekstern, anderste kom hy eiertjies net weer uit, en jy het maar net weer vlooie. Is daar vlooie, is daar eiers, is daar eiers, is daar vlooie, so jy moet van alles ontslaaf raak. Intern behandel teen parasiete, en ekstern behandel teen parasiete. Oulike natuurlike maniere, DE Earth, Diatomaceous Earth, wat jy soos 'n poeier op die katte gooi, soos wat jy 'n vlooipoeier sal gebruik, maar dit is nie chemikalie nie, en dit is nie skadelik, so die kat kan dit lek. Net nie laat die kat of jy dit inasem wanneer dit op die kat sit nie, en sorg dat dit op die pels kom, is baie goed vir die pels, dit bou hulle immuunstelsel, en dan kan jy daai selfde poeier in hulle kos, nat kossies inmeng, wat hulle dan intern skoon hou van die parasiete, en dit is glad nie duur nie, jy kry dit by 'n health shop, of jy kry dit by Agri, so kry dit, en jy kan dit buitekant in die erf gooi ook, so dat dit maak allerhande insekte en goeders dood, sonder om skadelik te wees, so as 'n voeltjie daai insek of iets eet, gaan hy nie dood gaan nie, en jou diere kan dit intrap, jou kinders kan in dit trap, dit doen geen skade nie, dit is goed vir mens en dier. Nou ek sê weer eens, kyk gerus na natuurlike middels om vlooie van katte te elimineer, en honde natuurlik, sodat jy nie meer hoef te bekommer oor hierdie probleem nie. As die situasie
egter ernstig word, moet jy na die veearts gaan om hulp. Maar ja, jy kan dit goed beheer met tea tree olie, diatomaceous earth en coconut oil, wat jy intern kan gebruik om ontslae te raak van parasiete. Nou het ons ongelukkig tot hierdie deeltjie gekom, hoe jy weet dat daar tekens is dat jou kat op sterf lê. So ons gaan nou eers vir julle 'n bietjie lekker musiek maak en dan gaan ons die tere puntjie aanraak. Ons is nou weer terug by julle. Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life. If you're jealous of how others can touch and handle their cats without any resistance, then you should definitely do these 3 things for desensitization while your cat is still young, especially during the first 2 months. During this period, kittens see anything you do to them as normal. 1. Basic touch. Rub their paws so that they'll be more receptive to nail trimming. Touch their eye corners and ears to prepare them for eye and ear cleaning. Rub their bellies, and when they allow you to touch their vulnerable spot, it means they already feel super safe around you. 2. Intimate behaviors. Give them kisses, hugs, and even lift up kittens under 4 months old more often. They may initially be afraid of you, seeing you as a big creature, but their guard will quickly lower, and they'll trust that your intimate actions are not threatening. 3. Expose them to electrical appliances, like hair dryers, vacuum cleaners, and washing machines. Since cats have 3 times the hearing capability of humans, slowly getting them used to noises will help them not get all jumpy and startled easily when they grow up. And here's the tip. Whenever you touch them, reward them with treats. But don't force interaction. If they resist, just withhold the reward. Over time, the kitten will associate your touch with something good happening and will grow to love you more. Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life. Ja, soos dat ons nou weer terug is hierso en so lekker geluister het na die musiek en die feite van hoe 'n kat miau en wat jy nog moet uitkyk, het ons gas ook besluit, hy gaan net eers die ateljee verlaat. Ja, soos ons vroeër gesê het, nou gaan ons eers bietjie oor 'n nie so lekker situasie gesels nie, maar ons hoop dit sal vir die luisteraars tot nut wees en bietjie van hulp wees wanneer so ietsie gebeur. Nou, troeteldiere is oulik, hulle speels en ons daaglikse bron van vermaak. Oor die algemeen is katte gesond en kan hulle 10 tot 20 jaar leef. Ons weet van kat, 'n paar katte wat al 38 jaar oud geword het. Hulle is egter nie onsterflik nie, alhoewel ons sê 9 lives, daar gebeur baie dinge in daai jare wat hulle hier is, so sommige waarskuwings moet nie oor die hoof gesien word nie. Toon katte regtig tekens dat hulle doodgaan en hoe tree hulle dan op as hulle siek word? Hoe kan jy weet? Ja. En as jy jou kat fyn dophou, sal jy hulle verstaan. Goed, jy het 'n probleem gevind dat jou kat minder oulik is, nie soveel eet nie en hul gesondheid ook sleg lyk. Wat sal nou gebeur? Hoe troos jy jou arme kat en troos jy jouself? En hoe besluit jy om so 'n verlies te dra? Hierdie gids gaan alles daarom om vir jou, die eienaar en die sterwende kat te troos. Daar is 7 waarskuwings waarna jy kan kyk dat jou kat binnekort gaan doodgaan. Dis my moeilik om dit te sê. 'n Sterwende kat kan 'n verlies aan eetlus, lusteloosheid, swakheid, rooi oë, gewigsverlies, braking, depressie, verhoogde urinering of vermindering daarvan, aanvalle, flauwtes en nog vele meer fisiese en gedragsveranderinge aandui. Hierdie simptome kan moontlik veroorsaak word deur hulle ouderdom, deur lewerversaking, hartversaking, nierversaking, hipertireose of selfs kanker. Nou, hier is 'n paar tekens. Jou kat is nie meer so opgewonde om te eet of te drink nie. Een van die sleuteltekens van jou kat, om hom te beskryf, kan dalk na die laaste dae van hulle lewens beweeg, wanneer hulle nie meer bekommerd is oor hul gunsteling kos of selfs drinkwater nie. Die dae van opgewonde raak nadat hulle gesien het hoe jy hulle kos bring is verby, en nou is al wat hulle doen om hulle kos te ruik en depressief terug te gaan lê. 'n Gebrek aan eetlus kan een van die vele tekens wees dat jou kat sterf aan ouderdom, lewerversaking of selfs kanker. Hier is 'n wenk, gee vir hulle kos in 'n reghoekige bak om braking en maagpyn te voorkom. Nou jou speelse en energieke kat het swak en stil geword. Katte is speelse, energieke en oulike diere. Nou as jou kat
egter siek is dit moeilik om te sien dat hy enige aktiwiteit doen. Hulle voel swak, minder energiek en hou hulself eenkant. Hy het altyd sy liefde en toegeneemdheid vir jou uitgedruk deur sy sagte pels teen jou bene te vryf, maar nou word die kat dikwels sien, slaap en kruip hy weg in hoeke. Hoekom? Hulle kan siek wees, pyn hê of ongelukkig sterf. Nou let wel, daar kan 'n paar uitsonderings wees aangesien elke kat individuele persoonlikheid het. Sommige is dalk oordrewe, 'n drama queen. Dis 'n Siamese kat. Ja, hulle is baie drama queen. Jy weet, jy ken mos jou kat. Ja. Nou van geaardheid en raas, hard, aggressief en bang om alleen te wees en selfs klewerig. Hul temperatuur en lewenswil het gedaal. Onthou nou, hierdie is die tekens wat daar is as jou kat nou naby is aan die einde van sy lewe. Die gemiddelde temperatuur van 'n gesonde kat is 101 Fahrenheit tot 102. Dit is 38.3 grade Celsius tot 39.2. Dis hulle gemiddelde temperature. Dis kom hulle altyd nie son lê, hulle hou van warm kry. As ons daai temperatuur het, dan ons koors. En een van die lewenstekens van my troeteldier is iets verkeerd mee, is 'n lae liggaamstemperatuur vir 'n kat. Wanneer jy 'n aansienlike daling in hulle liggaamstemperatuur opmerk en dat selfs hulle pote koud is om aan te raak, dan is dit 'n waarskuwing dat jou kat 'n veearts moet sien. Lae liggaamstemperatuur dui ook aan dat jou kat se hartklop stadiger word, wat lei tot moeilike asemhaling, 'n grysblou tong want daar's nie suurstof nie, swakheid en ongelukkig hartversaking. Verlies aan eetlus of gewig, skielike ineenstorting of agterbeenverlamming. Hoë asemhalingstempo, so as hulle vinnig asemhaal ook. Dis 'n gemiddeld van 16 tot 40 asemhalings per minuut. En lusteloosheid is ander tekens van hartprobleme by katte. Hul gesondheid en gewig neem af. 'n Sterwende kat word lui, sy pels raak dowwer en meer slaperig. Jy kan selfs agterkom dat hulle glad nie beweeg nie. Hierdie swakheid sal die meeste gesien word in hul agterpote. Gewigsverlies kan veroorsaak word deur intestinale parasiete, wurms, voedselallergieë of infeksies, inflammatoriese darmsiekte, stres, depressie of angs. Ja, katte het ook gevoelens. Hulle is baie sensitief. Ja. Hy kan ophou eet of probeer eet, maar braak dadelik, wat gewigsverlies veroorsaak. Kan dit diarree wees, maaginfeksie, of is dit tekens dat 'n kat aan nierversaking sterf? Hier's 'n wenk. Selfs as jy 'n klein verandering in jou kat se gedrag of gesondheid sien, maak seker dat jy dadelik die veearts besoek of dit sal te laat wees. En net verlies en spyt sal oorbly. Moet nooit enige ongewone veranderinge ignoreer nie, maar dit kan een van die tekens wees dat 'n kat besig is om te sterf. Ja. As 'n kat morsig, ruik of vreemd ruik en lyk, dan is dit 'n probleem. 'n Gesonde kat ruik nie en hy kam gewoonlik self sy pels. Ja, kitties is baie maklik om te versorg en hulle oulikheid, slimheid en pragtige persoonlikhede is net 'n bonus. Katte is eenvoudig vol liefde en toegeneentheid. Die hartseer ding is, 'n kat sterf en 'n siek kat sal vroeë tekens van slaperigheid, luiheid, verlies aan eetlus, onaangename reuke en probleme met badkamertaakies soos stoelgang en urinering toon. Maar die meeste van ons sien nie hierdie simptome raak nie. 'n Kat is baie sensitief soos ons al reeds gesê het en hulle is baie privaat diere. So as hulle siek is, gaan hulle 10-10-1 wegkruip en hulle gaan in 'n bos gaan lê en daar alleen doodgaan. So as jy enige van hierdie simptome sien, reageer sooner than later. Nou dit kan dui op kanker, gifstowwe wat in hulle liggame ophoop, diabetiese ketoasidose, dis 'n soet of 'n siek reuk, of selfs nierversaking. Dis 'n ammoniakagtige reuk. Nou die prouwenk is, sy pels kan kaal kolle, klonte ontwikkel en jy sal hom dalk op die dag van sy dood moet skoonmaak. Daarom word dit aanbeveel om 'n draagbare vakuum vir troeteldierhare
te kry wat sy pels kan versorg. Aangesien dit reeds swak is, moet jy nie toelaat dat jou kat se energie gemors word deur gereelde baddens te neem nie. Hulle tree nie op soos hul gewone oulike persoonlikheid nie. Soos die spreekwoord sê, dit is nie altyd die afname wat kommerwekkend is nie. Soms is dit andersom. Ander waarskuwingstekens dat 'n kat sterf, soos ooreet, urinering, hiperaktiwiteit, doellose pas, hyg, verhoogde dors, eetlus en hartklop. Daar is baie redes waarom jou kat so kan optree en hipoteriose is net een van hulle. Let wel, verhoogde eetlus kan veroorsaak dat hy enige iets en alles eet, wat meer probleme vir sy gesondheid kan veroorsaak, soos rou vleis, amandels, vind uit of hy amandels geëet het, eie wat bloedarmoede by katte veroorsaak. Hul voorkoms het verander en so ook hulle liefde vir jou. Begin jou kat in die hoekie wegkruip. Reageer hy nie meer op jou liefde nie, of is sy oë altyd troebel en waterig, selfs as hy na jou kyk. En dink jy sy liefde en toewyding aan sy gunsteling persoon aan jou het afgeneem? Is nie so nie. Rooi, troebel of lewelose oë kan wees as gevolg van korneale ulkusse of katarakte. Dis algemeen by diabetiese katte. Jou kat kruip nie vir jou weg nie, maar haar kwesbare persoonlikheid het haar laat oorweeg om haarself teen almal te beskerm. Nou kruip sy weg. Dit is die beste om jou kat na 'n veearts te neem. Hier is 'n kwitansie. As hy jou kon red, sou jy vir ewig lewe. 'n Aanhaling van 'n sterwende katte-eienaar. Jy is nou bewus van al die tekens dat 'n kat besig is om te sterf. Wat is die volgende? Jy weet van hulle einde en dat dit naby is en jy begin jouself voorberei om dit te laat gaan. Ongelukkig is daar niks wat jy kan doen om hulle langer te laat lewe as hulle gesondheid kritiek is nie. Maar hoe lank sal dit hulle neem om gemaklik te vertrek? Dit kan ure of dae duur, gevolg deur onreëlmatige asemhaling, aanvalle en angs. Wat jy kan doen is om hulle laaste reis gemaklik te maak en hulle met al jou liefde, toegeneentheid en sorg te gee. Nou daar is 7 maniere om jou kat gemaklik te maak en geliefd te laat voel in sy laaste dae. Daar is geen maklike manier om 'n sterwende kat te hanteer nie, maar wat jy kan doen is om die res van hul dag vertroostend en gevul met jou liefde en toegeneentheid te maak. Voorsien hulle van 'n warm, knus en gemaklike slaapplek. Soos 'n kat deur sy laaste dae gaan, sal hy begin slaap en meer rus. Jy sal hulle altyd hier en daar kry wat selfs in hoeke wegkry. Kry 'n sagte en gemaklike nagemaakte pelsmatras vir hulle om te kneus en te trap soveel soos wat hulle wil. Laat hulle sag slaap wanneer hulle by jou is. Gee hulle jou aandag, laat hulle skoon en pragtig lyk. Katte hou oor die algemeen daarvan om hulself skoon te maak of te versorg, omdat hulle daarvan hou om mooi te lyk. Maar al hierdie normale dinge kan moeilik wees vir 'n sterwende kat. Spaar hul energie soveel as moontlik. Gebruik troeteldierversorgingshanddoeke om hulle hare te borsel of 'n troeteldier skoonmaker om hulle 'n lekker massering en bad te gee. Jou geliefde kat is dalk swak, maar jou liefde vir haar is so sterk soos altyd. En laat die kat eet wat hy wil. Sekerlik, sommige dinge kan ongesond wees vir troeteldiere, maar wanneer jou kat tekens van dood toon, is dit goed om hier en daar lekkernye aan te bied. Maar maak seker, meet die hoeveelheid kos voordat dit aan hulle gegee word. Dit is goed en om soms die reëls te oortree. Help hulle met badkamertaakies. Jou kat is swak, minder energiek en moeg. Hou hul bak nader aan hulle en bring dit selfs nader om hulle te help. Hou hul pyn onder beheer. Jou kat kan pyn hê, maar kan dit nie uitdruk nie. Besoek hul veearts gereeld en gee indien moontlik medikasie of pynstillers om pyn te verlig. Jy kan voorgeskrewe medikasie in hul water of kos meng. Nou katte gee ons troos. Dit is tyd dat ons hulle ook troos. Gee 'n oorvloed van liefde en toegeneentheid, maar moenie die kat pla of irriteer nie. Hy gaan dalk binnekort nie meer daar wees nie, so probeer om meer tyd saam met hom deur te bring. Sorg vir hulle en sê vir hulle dat jy van hulle hou, dat jy vir hulle lief is. Katte verstaan.
oorweeg genade dood as hul lyding uiters word. Ongelukkig, ja. Jy kan hartseer en verskriklik voel, selfs as jy daaraan dink, maar net wanneer hul pyn en lyding ondraaglik en ekstreem word, jy sal beter met hul veearts praat vir mediese oplossings. Maak jou vertrek gemaklik en rustig. 5 wenke om jouself te troos van die verlies van 'n sterwende troeteldier. Die verlies van jou geliefde troeteldier is skokkend. Jy kan ontelbare oomblikke met jou oulike kat hê wat jy nooit sal vergeet nie. Maar die waarheid is dat hulle nie meer by jou is nie. Om positiewe gedagtes te dink sal jou help. Dink aan oulike persoonlikheid en al die goeie tye wat julle saam gedeel het. Wat meer kan jy doen om jou verlies te hanteer? Aanvaar die realiteit of ongelukkige vertrek van jou arme kat. Ja, dit is die eerste en belangrikste stap wat jy moet doen. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Ontmoet ander troeteldier-eienaars wat dieselfde verlies as jy ervaar het. Sluit aan by 'n troeteldier verliesondersteunings of rougroep. Sorg ook vir jou ander troeteldiere want hulle het jou liefde ook nodig. Uiteindelik kan u soortgelyke kat aanneem. Daar's baie katte wat wag vir liefde en toegeneentheid by die SPCA en dierebeskermingsverenigings. Ja. Want alle katte is skatryk en hulle wil net liefgehê word en liefde gee. Liefde en deernis is intense emosies wat 'n uiterste vlak kan bereik wat 'n mens bang is om te verloor. Om 'n metgezel troeteldier te verloor is iets wat niemand moet ervaar nie. Elke troeteldier-eienaar wat die fisiese en gedragsveranderinge by hul siek troeteldier opmerk, stem met ons saam. Jy weet nooit hierdie 7 tekens dat 'n kat sterf, kan jou veearts help om die probleem in jou kat vroeg te diagnoseer. Ten slotte, ons hoop nie jy hoef jouself voor te berei vir die noodlottige oomblik wanneer hy of sy nie meer by jou is nie. Goed, daar is op 'n hartseer noot nou vir ons luisteraars 'n paar wenke om agter te kom wanneer jou kat siek is, nie lekker voel nie. Ons sê altyd 'n stitch in time saves 9. So hoe vinniger jy 'n probleem optel, hoe vinniger sorteer jy dit uit. Onthou net dat 'n kat 'n baie private persoon in aanhalingstekens is en hy gaan nie vir jou wys hy siek nie. Jy moet regtig oplettend wees om dit te weet. En dan is dit baie keer te laat in die tyd wat jy dit agterkom. So let maar op as jou kat vreemd begin optree anders as normaalweg en vat hom af vir jou arts toe. Regtig DBV, wat is die ander ouens wat ook altyd na die diere kyk, nou kan ek nie eens die name onthou nie, maar gaan maar na hulle toe en laat hulle vir jou kyk, daar is plekke waar hulle vir jou goedkoop kan help, en as jy nie 'n inkomste het nie, dan kan hulle jou ook gratis help, maar moenie wag met jou diere nie, dis regtig nie reg nie. Ons sê altyd, treat others like you would like to be treated. So, daai diertjie het ook gevoelens, hulle voel pyn, hulle voel emosies, nee, regtig, en katte kan baie pyn vat voor hulle enigstens vir jou laat weet daar gaan iets aan. So as hulle vir jou laat weet daar gaan iets aan, dan is dit regtig ekstreem. So dan is dit half amper te laat. So vat net jou diere. Moenie bang wees, jy gaan dit nie kan bekostig nie. Dink nie daaraan as dit jy was. En iemand los jou nou maar net, want nee, ons kan nie bekostig om jou dokter toe te vat nie. Jy moet maar lê in 'n suffering doodgaan. Nee, asseblief, maak 'n plan, skakel mense, skakel die DBV, sê wat jou situasie is en hulle sal help, die mense is daar om ons diere te help. So, ja, dankie dat ons die tyd met julle kon spandeer vandag en ons hoop, ons paar tips wat ons vir julle gegee het, wenke, daar sê die mooi Afrikaanse woord, sal julle help om julle diere beter te kan hanteer. Ja, so op daai noot gaan ons ook weer vir julle groet hier uit Mosselbaai se ateljee uit. Tot volgende week toe, dan gesels ons weer lekker en in diepte op aksie met reaksie. Ek is Dion. En ek is Karen. Goed gaan julle. Heerlike week. Bye.